Hemelse Vader, baie, baie dankie vir elkeen wat vandag hier is. En dankie dat ons op hierdie manier, deur ons teenwoordigheid, deur ons lof, aan U die eer kan bring. En vir U kan dankie sê vir U goedheid elke dag. Here, dankie vir die reën wat daar buite val. Dankie dat U ook op so 'n manier vir ons seën. Ons dink aan hulle wat dalk deur die reën verontrief kan word, wat skade gaan hê. Ag Here, ek bid dat U ook vir almal in hierdie tyd in U hand sal bewaar en veilig sal hou. Wees saam met ons vandag en laat U woord met ons elkeen spreek. Amen. So ons reeks het afgeskop met die storie van die verlore seun self in Lukas 15. En julle ken nou daai storie goed. Dis ek dink een van die bekendste verhale in die Bybel van die jongste van 2 seuns wat na sy pa toe gekom het en gesê, pa, ek is nou moeg vir die plaas en ek is moeg vir pa en vir ou boet, ek wil my eie huil gaan soek daar buite en ek wil my eie potjie gaan krap, gee my erfdeel. En ons lees dat die pa dit toe nou maar so gedoen, hy het die erfporsie verdeel tussen die kinders en die jongste seun is weg en met sakke vol geld, so hy het daai baie opgewonde gevoel, en toe het hy alles net gaan blaas. Ons lees, dit was, ja, julle het die prentjie partytjies gehou, en dit was dobbel en drank en los vrouens en al daai lekker dinge, en so dit vir 'n tyd aangaan op 'n dag, toe sy geld op, en toe sy geld opraak, toe raak sy vriende ook op, en dit gebeur in vandag se tyd nog steeds, en so dat hy uiteindelik op 'n plaas, by 'n varkplaas werk gekry het, wat 'n verskriklike vernedering was, want hy was 'n Jood, en varke is onrein diere, jy mag nie hulle vat nie, jy moet eintlik eers naby hulle kom, maar dis waarskynlik die enigste werk wat hy kon kry. En daar het hy amper doodgegaan van ellende. Ons lees dat hy op die ou end na die varke se kos gekyk het, en dit vir hom begin lekker lyk het. Nou moet jy weet, hoe sleg het dit met die arme man gegaan. En dan lees ons in vers 17, hierdie mooi gedeelte, toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my maar soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. En ons het gesels oor wat was die jongste seun se probleem? Dit was hierdie entitlement. Hy het entitlement gevoel, en dis 'n probleem wat ons vandag ook het, dat mense voel hulle sekere dinge geregtig. Hierdie jongste seun het gevoel, hy moet nou sy erfporsie kry, hy word nie behandel na sy belangrikheid wat hy dink op hierdie plaas nie, en so het hy net aangedring, dat hy nou alles wil hê, en toe gaan vermors hy dit. En dan kom hierdie oomblik van inkeer, hierdie pragtige oomblik wat hy besef, ek was 'n idiot, ek was 'n dwaas, ek sal teruggaan na my pa toe, dan sal ek maar daar vir hom om genade gaan pleit. En dan lees ons hoe die pa hom ontvang het ook, en dis 'n prentjie wat 'n mens aangryp, van hierdie pa wat hom in die verte sien aankom het, en toe hy hom herken as sy seun, al sy waardigheid oorboord gegooi het, sy jurk opgetrek het en gehardloop het na hierdie seun en hom gaan omhels het en uit vreugde en blydskap gesê, maar ons gaan vir jou 'n groot partytjie hou om jou terug hier te verwelkom. En dan lees ons vanoggend vanaf vers 25 verder. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n ou bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou, dat hierdie seun van pa,
wat pa so goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune, maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer, hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Ek lees tot sover. Ons moet onthou, waar kom hierdie gelykenis vandaan? Hoekom het Jesus hierdie gelykenis vertel? Ons lees in die begin van Lukas 15, dat die fariseërs het 'n aanklag teen Jesus gemaak. Hulle het gesê, hierdie man noem homself 'n profeet van God. Maar kyk, hy hang saam met die tollenaars en die sondaars uit. En hierdie storie het by Jesus uitgekom, en dan op grond van hierdie storie begin hy, en hy vertel 3 gelykenisse. Die eerste een was die skaapwagter, die herder, wat sy 99 skape gelos het, om die een verlore skaap te gaan soek. En dan vertel hy die storie van 'n vrou wat 'n muntstuk verloor het, wat vir haar kosbaar en waardevol was, en dat sy al haar bure en vriende en familie gesê het, kom help soek vir die verlore muntstuk. En daarna vertel Jesus dan die gelykenis van die verlore seun. Maar onthou, dis in reaksie op wat die fariseërs hom aangekla het. En die fariseërs trek hy die vergelyking hier. Hulle is die oudste seun. Dis belangrik om dit te besef. Die fariseërs is die oudste seun. Hulle gesindheid, hulle reaksie. En hy wil dit aanspreek. N.T. Wright is 'n baie bekende Nuwe Testamentiese teoloog. Hy het al baie boeke geskryf, regtig waar ek dink een van die mees briljantste mense op hierdie planeet. En hy vertel dat wanneer hy hierdie gedeelte lees, dan onthou hy in sy skooldae was daar 'n skoolpel van hom, wat 'n gedig geskryf het, geïnspireer deur hierdie gedeelte, wat hy in die klas voorgelees het. En hy kan nie meer die hele gedig onthou nie, maar hy onthou hierdie een lyntjie, onthou hy nog baie goed. Die gedig het gegaan oor 'n parkwagter, wat die park moes skoonhou. Julle hierdie prentjie, daai ou wat altyd so met die stok loop met die skerp punt, en dan tel hy die papiere en die gemors nou met hierdie punt op. So, dis die prentjie, en nou vertel hy in hierdie gediggie van, dit is hierdie pragtige, mooi, vars lenteoggend, en hierdie parkwagter wat niks daarvan raak sien nie, want sy oë is net gefokus op die rommel. En dan hierdie een lyntjie wat hy onthou. Die rommel vernietig die park, grom hy ontstig, sonder om sy kop op te lig. Hy mis die skoonheid, die mooi, die vreugde, want hy is net gefokus op die negatiewe, die lelike, die slegte, die gemors. Die fariseërs in Jesus se tyd het dieselfde probleem gehad. Hulle was so gefokus op die sonde van hierdie tollenaars en die sondaars waarmee Jesus uitgehang het, en die feit dat Jesus met hulle uitgehang het, dat hulle die groter prentjie gemis het, al die mooi en die wonder van God, wat sy liefde kom sigbaar maak het hier op aarde. Mense wat blind was, wat weer kan sien. Mense wat verlam is, wat kan loop. Mense wat in duisternis en sonder moed en hoop geleef het, wat Jesus weer hoop gegee het. Wat hy hulle emosioneel en fisies gesond gemaak het. Weer vir mense iets gegee het om na uit te sien, iets om voor te lewe, 'n stuk vreugde in hulle lewe te beleef. Die koninkryk van God is hier. Maar die fariseërs sien nie dit raak nie. Hulle mis al daai dinge. Hulle sien net die sonde, die lelik, die negatiewe dinge raak. Wanneer die verlore seun tuiskom, is die oudste seun in die veld, op die plaas. Waar anders? Hy is immers die oudste seun, die verantwoordelike een, die een wat altyd doen wat gedoen moet word, die een wat sy plig nakom. Niemand sou ooit 'n vinger na hom kom wys en sê, maar jy bring nie jou kant nie. Pligsgetrou. En hy werk hard.
Want sien, dis mos nou sy plaas. Julle moet onthou, aan die begin het die pa die erfporsie tussen die twee seuns verdeel. So die pa besit nie meer die plaas nie, hy werk nou maar eintlik saam met sy seun op die plaas. So, hierdie seun het hierdie verantwoordelikheidsgevoel. En dan kan mens dalk so bietjie van die oudste seun se ontsteltenis verstaan. Ek meen, hier kom hy, by die huis, na 'n lang dag, die ou is moeg, hy's nat gesweet, hy is vuil, hy sien uit om dalk net iewers op die stoep te gaan sit met 'n koue glas wyn. Hulle het dan wyn gedrink daai tyd, en 'n bietjie net so af te skakel, maar nou kom hy naby die huis, en hy hoor, hier's 'n partytjie aan die gang. Wat kan aangaan? En hy roep een van die werkers naby. Nou dink hy dalk by homself, die enigste rede wat hy kan dink, hoekom dan nou 'n partytjie by die huis sal aangang wees, daar het dalk een of ander belangrike gas opgedaag. En dit is in die Joodse tyd, het hulle mos al hierdie gasvryheidswette gehad, dat as daar iemand belangrik by jou opgedaag het, dan het jy uitgehaal en wys. Hoe belangriker die persoon, hoe meer het jy uitgehaal en wys. So hy dink, hier is seker iemand baie belangrik, die burgemeester van die dorp, of iemand het nou kom kuier, en dis om, of dalk het hy iewers, 'n mens weet nie, in sy gedagtes gedink, dalk is dit 'n verrassingspartytjie vir my, dalk is dit om vir my dankie te sê vir al my harde werk, vir 'n stukkie beloning vir al my werk wat ek doen. En dan vra hy vir die werker, wat gaan aan, en die werker sê vir hom, jou jongste broer het teruggekom, en jou pa het hierdie partytjie gereël om hom terug te verwelkom. En op hierdie oomblik is hierdie verhaal op 'n mespunt, want dit is nou hierdie broer se keuse. Hoe kan hy hierop reageer? Hoe gaan hy reageer hierop? Gaan hy met vreugde reageer oor hierdie verlore broer wat teruggekom het? Of met ontsteltenis? En dan sien ons onmiddellik, hy kies die pad van woede. Ons lees dat hy het kwaad geword. Hy was so kwaad, dat hy nie eers by die huis wou ingaan nie. Hy het buite die huis gebly. En die hartseer is, op daardie oomblik raak die oudste broer eintlik die verlore seun. Uit eie keuse sluit hy homself uit die vaderhuis uit. Hy wil nie deel wees daarvan nie, hy wil nie ingaan nie. En ons lees, sy pa het uitgegaan en mooi met hom probeer praat. Maar maak nie saak wat sy pa vir hom sê nie, hy is so kwaad, so ontstel, dat hy antwoord sy pa en hy maak 'n klomp beskuldigings en argumente, en tipies van as 'n mens kwaad is dit wat hy vir sy pa sê ook nog nie 100% waar of akkuraat of regverdig nie, maar die man is kwaad. Hy sê vir sy pa, ek werk soos 'n slaaf, het ek hier gewerk. En dan wil ek nou sê, maar dis aan jou eie plaas. Jy moes nou vir jouself gewerk. Nou vir die pa beskuldig, jy het vir hom soos 'n slaaf gewerk, jy het klaar jou erfporsie weg. Ek het nog nooit 'n opdrag verontagsaam van pa nie. Ek weet ook nie of daai heeltemal waar kan wees nie. Maar ek gee toe, hierdie was die verantwoordelike seun, so hy het waarskynlik sy deel gedoen. Maar vrek weet, in ons huis het ons 'n sê ding, jy sê nooit nie. Jy mag net nooit sê as jou nooit regtig waar nooit is nie, maar dit nooit is jou nooit gewoonlik nooit nie. So my kinders weet ook, moenie sê ek het nog nooit of ek het daai of ek sal nooit of wat ook al nie, want maar ja, nog nooit 'n opdrag verontagsaam nie. Hier trek Jesus die lyn baie duidelik tussen die oudste seun en die fariseërs, wat ook geglo het dat hulle is streng nakomelinge van die wet. Hulle volg die letter van die wet. Niemand gaan ooit die vinger na hulle wys en sê hulle het nie hierdie wet nagekom nie. Dis alwaaroor dit gegaan het. En dan sê die seun ook, ek het nog nooit eers 'n ou bokkie gekry nie. Hy kry homself so jammer. Maar dis sy plaas. Die pa sê, baie duidelik, onthou alles wat myne is nou joune. Want jy kon vir jouself 'n bokkie geslag het. Nou, jou kom staan en self bejammer, omdat jy nog nooit 'n bokkie gekry het nie.
Maar wat hier gebeur, is dieselfde as daai parkwerker. Op hierdie oomblik sien die seun net die slegte en die negatiewe. Hy vergeet van al die jare wat hy in sy vaderhuis gebly het. Wat hy elke dag was daar kos op die tafel, hy het 'n dak oor sy kop gehad, daar was hoenders en skape en ganse en beeste, hy kon enige tyd vir hom iets slag as hy honger geraak het. Hy het nog nooit in 'n varkhok beland, waar self die varke se kos vir hom begin lekker lyk het nie. En wanneer hy praat van sy broer, dan sê hy nie, praat nie van my broer nie, hy sê hier die seun van pa. Hy distansieer hom heeltemal. Hy wil nie eers familie van hom wees nie. Ontken die bloedbande wat tussen hom en sy broer is. Beskuldig dat sy broer al pa se goed op prostituie uitgebring het, wat nie waar is nie. Die man moes hom eet ook. En hy het ander goeders ook gedoen, en die jonger broer het was nie net lekker nie. Hy het op 'n slegte plek geëindig. Hy het tot inkeer gekom. Daar dinge in sy lewe gebeur. Maar die oudste broer sien niks daarvan raak nie. Wat die oudste broer aanbetref, kon hierdie jongste broer kon maar gebly het waar hy was. Pa het gedink hy is dood. Ek wens hy was dood. Weet julle wat breek my hart as ek hierdie storie lees? En dit breek my hart, want ek erken hierdie gesindheid in soveel mense wat ek al ontmoet het, wat oor my pad gekom het. As jy 'n dag vroeër vir hierdie oudste broer gevra het, oudste broer, hoe gaan dit met jou daar op die plaas? Sou hy baie waarskynlik vir jou gesê het, man, dit gaan goed, dit gaan goed, ek en my pa kom aan oor die weg, ons boer lekker, die reën was goed, die oes lyk mooi, daar is nie klagtes nie, God is goed vir ons is dankbaar. Nouste dag later, niks het aan sy omstandighede verander nie. Niks het aan sy omstandighede verander nie. Maar nou kyk hy terug oor al hierdie goeie jare, en skielik is hierdie goeie jare nie meer goed nie. Skielik is hierdie goeie jare wat ek soos 'n slaaf van my pa moes gewerk het, waar ek alles moes doen wat hy sê, niks was goed nie. En nou kom my jonger broer ook nog hier aan, en julle verstaan, niks het in sy lewe verander nie, niks is hy nou slegter af as die vorige dag nie, maar die feit dat die vader 'n stuk genade aan sy broer betoon het, en liefde aan sy broer betoon het, en trek 'n streep deur al sy goeie jare wat hy in hierdie huis was. Dit breek 'n ou se hart, daai gesindheid. En ek sien dit soms, ook in vandag se tyd, dat dit met mense goed gaan, maar dan sien hulle iemand met wie dit beter gaan, of iemand wat 'n gelukkie oor hulle pad kom, en dan is hulle so jaloers, en ontstel daaroor dat al die goeie en die mooi in hulle lewe sien hulle nie raak nie. Nou, in alle billikheid teenoor die ouer broer, hy moes seker ook vir 'n oomblik gedink het, dat, jy weet, dit was my vetgemaakte kalf, want alles behoort dan nou aan my, dis deel van my erfporsie, alles wat hierdie jonger broer gaan nou kry, gaan uit my erfporsie, my deel moet kom. So dalk was hy nie heeltemal onbillik nie, maar sy gesindheid hierso is 'n slegte gesindheid. Julle, en wat ook my hart breek, nê, is dat hy nie kan bly wees. As hy dan nie kan bly wees vir sy broer nie, kan hy nie net 'n bietjie bly wees vir sy pa nie. Sekerlik, in al hierdie jare moes daar tye gewees het wat hy sy pa gesien sit het daar op die stoep en in die verte staar met 'n traan wat oor sy wang loop, terwyl hy dink aan hierdie kind van hom wat weg is, wat dalk dood is. En nou is hierdie kind terug, en daai vreugde van hierdie pa, hierdie blydskap, die broer voel nie 'n saak, hy het nie 'n saak daarmee nie, hy voel niks daaroor nie, dit gaan net oor my. En hoe moet ek nou voel? Nou kry ek myself jammer, en ek wens hierdie broer was dood. Elkeen van ons wat hier sit, is die verlore seun. En ons moet dit nooit vergeet nie, ons is die verlore seun. Elke stukkie genade, elke goeie ding in hierdie lewe is 'n geskenk uit God se hand. Dis nie omdat ons dit verdien nie.
Dis nie omdat ons oulike of goeie mense is nie. Die Here kom gee dit vir ons, omdat hy lief is vir ons, omdat hy genadig is teenoor ons. Die Bybel sê, almal het gesondig en is ver van God af. Nie een verdien die goeie van God nie, verdien verlossing of sy vryspraak nie, maar hy kom gee dit suiwer uit genade alleen. So almal van ons wat hier sit, is die verlore seun. Maar ons is ook die ouer broer. Ons is ook die ouer broer. Hoekom sê ek dit? Ek glo dat julle almal wat hier gesit het, is gedoop, jy is gekatkeseer, jy het belydenis van geloof afgelê, jy het in 'n huis groot geword, waar jy gehoor het van die Here. Jou lewe lank was jy deel van die kerk. Het jy duisende, honderde preke gehoor oor die Here Jesus en die evangelie. Jy het ervaar dat wanneer jy siek was daar ander gelowiges wat vir jou kom bid het en vir jou bemoedig het. Dat wanneer jy een of ander vreugde in jou lewe was, dan was daar gelowiges wat saam met jou dit gedeel het. Op jou verjaarsdag, as jy 80 jaar of ouer is, was daar 'n kerk wat vir jou op daai dag vir jou hande geklap het in die kerk en vir jou gesê het, geluk, jy was nog altyd deel van hierdie familie. Jy was deel van hierdie vaderhuis. Jy het nog altyd die voorregte en die genade en die liefde en die teenwoordigheid van God ervaar in hierdie vaderhuis. So ons is die oudste broer. Ja, ek weet nie, ek ken nou nie almal se storie nie. Dalk was daar van julle wat in jou lewe ver van die Here af gewandel het, dit is dalk ook moontlik. Maar vir die meeste van ons is die oudste broer, ons is hy. En dan het ons ook hierdie keuse wat ons moet maak rondom ons gesindheid. As 'n ouer broer kan ons op een van 3 plekke wees. Ons kan wees soos die ouer broer voor die jonger broer teruggekom het. Ons kan sê, dit gaan goed met my. Dit gaan goed met my verhouding met die Here. Dit gaan goed met my verhouding met die kerk. Maar die rede hoekom jy dit sê, is maar net omdat daai verhouding is nog nie uitgedaag nie. Omdat dit dinge is soos wat jy daarvan hou. Daarom kan jy sê, dit gaan goed. Maar weet maar, die dag as iets gebeur in jou verhouding met die Here, of iets by die kerk, of iets en dinge is nou nie meer soos jy daarvan hou nie, dan gaan jy dalk ook soos hierdie ouer broer jou toys uit die kot uitgooi, en ongelukkig wees, en sê maar, hoekom is dit nou so? Hoekom is dit nie meer van, soos dit my pas, en hoe ek daarvan hou nie? Of dalk, is jy vandag hierso, en jy is kwaad dalk vir die Here, omdat dit met jou sleg gaan. En dit voel vir jou dis onregverdig, want jy sien ander mense wat baie minder verdienstelik is van die Here se genade en sy goedheid, en dan sien jy dit gaan goed met hulle. En dit maak jou kwaad, want dis nie regverdig nie. En jy's onvergenoegd, want hoekom gaan dit met ander mense beter? Hoekom jy wat die Here jou hele lewe lank al dien, moet deur hierdie swaar kry en ellende gaan, en met ander mense gaan dit beter. Jy is half jaloers dat dit goed kan gaan met ander mense. Weet julle, en dit kom ek ook soms teë, dat mense soms nie die son gun wat op ander mense skyn nie. Dit mag nie met iemand anders goed gaan nie. Mens kry sulke mense. Wat my hoop en my gebed is vir myself en vir elkeen van julle wat hier sit, is dat ons die gesindheid van die jonger, die verlore seun, permanent in ons harte moet bære. Ons wat eintlik al so gewoond is aan die Here se genade en sy liefde en sy teenwoordigheid in ons lewe. Ons is gewoond daaraan. Ons aanvaar dit al as vanselfsprekend. Ag ooms, tannies, maar ons moenie. Dat ons dit ook elke dag weer moet herinner dat alles is genade. Daai jongste broer wat amper op sy knieë voor sy pa gegaan het om te sê, maar ek weet, ek verdien eintlik om as 'n slaaf behandel te word. Ek verdien dit eintlik om soos 'n sleg hond van die plaas afgejaag te word.
En dan kom hierdie pa en hy oorweldig hom met sy liefde en sy genade en sy omhelsing. En dis eintlik nog steeds ons elke dag, maar ons raak te gewoond aan die Here se goedheid vir ons, dat ons dit miskyk. En wanneer dit dan dalk die dag met ons sleg gaan, of ons sien dat dit met 'n ander ou goed gaan, dan raak ons sommer jaloers. So ja, mag die Here vir ons help, dat ons altyd sal onthou, ons is maar die verlore seun. Al is daar baie van die ouer broer ook in ons, in realiteit is ons die ouer broer, in ons omstandighede, maar in ons gesindheid moet ons die verlore seun wees. En ons moet daai gesindheid, dit uit die gesindheid van die ouer broer uitwis, dat ons net dankbaar kan wees vir almal met wie dit ook goed gaan, vir almal wat die Here ook in sy huis verwelkom. Ons moet so dankbaar wees. Ek het dit Sondag in die kerk gesê, vir elke persoon wat by daai deur instap, sê ek vir die Here dankie. Maak nie saak hoe hy of sy lyk, hoe hulle aangetrek is, wat hulle motiewe is nie. Ek is net dankbaar dat 'n persoon daar kan inkom, en dan bid ek, ag Here, mag hy of sy vandag u liefde tasbaar ervaar. Mag dit ook ons gesindheid wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie, dat u vir ons as sondaars, mense wat onverdienstelik is, mense wat foute het en eintlik elkeen so bietjie gebreek is, dat u ons elke dag innooi in die Vaderhuis, en dat u ons oorlaai met u goedheid en u liefde en u genade en u sorg. Dankie daarvoor, dankie dat u 'n hart het vir hulle wat verlore is. En wil u, Here, ons gesindheid ook so verander, dat ons ook 'n hart vir hulle sal hê. Dat ons u vreugde sal deel vir elke verlore siel wat terugkom na die Vaderhuis. Ag Here, gee dat ons dankbaar sal wees vir u genade in ons lewe elke dag, en dat ons dit nooit as vanselfsprekend sal aanvaar nie, maar dit elke dag vir ons vars en nuut sal wees, en dat dit ons gesindheid sal bepaal van oorweldige dankbaarheid en liefde teenoor ons hemelse Vader. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.